Goeienaand en welkom by Baardberaad. Ek was so 'n paar weke bietjie van diens af gewees. Ek vra om verskoning daarvoor. Daar het so 'n bietjie rof gegaan met die familiesake, maar ons is terug op die lug en ons hoop julle kuier saam en gesels saam. Ons het vanaand 'n splinternuwe gesiggie by ons. En ons gaan so 'n bietjie gesels en hoor wat daar gebeur. My gas vanaand is Liam May, en hy is daar van die Oos-Transvaal af. Liam, is ek reg, jy is van Nelspruit af? Ja, dis korrek, Alwyn. Ek sien hier so Renier groet al sommer klaar. Welkom Renier, ek is bly julle man het nie weggeloop terwyl ek van diens af was nie. Dis lekker om terug te wees. Liam, ek het so 'n paar ander persoonlike vrae wat ek ook 'n bietjie gaan ingooi hierso, maar kom ons val sommer met die deur in die huis, dan kom ons nou by die belangrike ding eintlik uit van vanaand en hoekom ek met jou gesels. Jy het nou besluit om 'n staptog te onderneem daar van die Oos-Transvaal af. Nou weet ek nie, ek dink jy het verkeerd onbeplan, want vir die Oos-Transvaal af is dit opdra na Pretoria toe, maar jy gaan al die pad opstap Pretoria toe. Vertel vir ons 'n bietjie hoe jy dit gaan doen en hoekom jy dit gaan doen. Wel, die optrane is glad nie enigiets niets vir my. Hier in die Laagveld is dit my net jebels die hele plek vol. So ja, maar ja, so hierdie stap tog pak ek aan eintlik vir ons boervolk, vir ons volk se saak, vir ons geskiedenis, ons kultuur, die bewaring van ons kultuur, soos jy gesien het, die staptog val in lyn met geloftedag. So dis basies rondom dit die bewusmaking dat ons het nog daai gelofte wat ons moet herinner. En ons moet altyd onthou van ons geskiedenis, van waarop ons kom, van ons die verskillende dinge in ons erfenis wat ons boere gevorm het. Liam, ons gaan nou 'n bietjie verder praat, maar ek is seker 'n paar van die manne vra nou, hier's nou verskoon nou, ek bedoel dit nou nie lelik nie, maar 'n mak Engelsmandjie, jy weet, ons kan hoor jy praat met 'n swaar aksent, maar jy praat van die boervolk. Hoe kom die twee by mekaar uit? So, ek was net Engels grootgemaak, maar ek's van meestal Ierse afsprong van my pa se kant, maar dis Iers en Deutsch. Iers, Deutsch, Vlaams, Skots, so julle mengelmoes, maar daar was van my familie wat al hier was met die groot trek, en daar was van my familie wat gekom het na die Suid-Afrikaanse Republiek al gestig was en gevestig. Eintlik een van my groot uitbroertjie van my ma se kant was van Wallis. Hy was 'n geologist. Hy het vir die staatsraad gewerk in die Oud-Transvaal met die myne en dit. Met sy huis het eintlik gesit reg langs in die kerk op Kerkstraat, oor kan die pad van Paul Creer se huis. So ja, ek as ek dit reguit kan sê, ek is volop boer, 100% boer. Al praat ek Engels. Liam, maar jy gaan maar jy vertel nou van jy's Engels, so jy het Engels groot geword, maar jy was sal ek sê julle was die boere heeltyd goedgesind. Julle was boer, al het julle Engels gepraat, kan ek dit so vertaal? Ja, dis korrek, en daar's letterlik geen Anglo bloed in my familie. Absoluut geen Anglo bloed. Dis Germaans en Kelt. Dis dit. Ja nee, kyk, jy weet hoekom ek nou so vra, en ons het al 'n interessante gesprek gehad, so wat ons met die ouens gepraat het. Jy weet, ou moet onthou dat ons volk het bestaan uit klomp ouens, klomp volke. Jy weet, ons het die Duitsers gehad, die Franse, natuurlik die Kaaskoppe. Ek is nou van die Kaaskoppe afstammelinge, en hulle almal het daar in die Kaap aangekom. Maar in 1820 het ons 'n klomp Engelse settlers gehad,
En met die Anglo-Boereoorlog of hoe sê ander oom, hy sê nee, dit was die Anglo-Engelse oorlog. Hy sê is net die Engelse wat wou oorlog maak. Maar jy weet met die oorlog was daar baie ouens wat aan boerekant geveg het, selfs ouens wat Engels gepraat het. Jy weet ons het selfs ou Dani Tron se tweede in bevel was wat was hy was 'n skot gewees, Jack Hinden gewees, en as ek dit nie mis het nie, daar by Magersfontein was daar 'n Ierse regiment wat aan boerekant geveg het. So ja, die Ire se bloed loop, of die Ire se spore loop diep in ons volk. Ja, daar was selfs 'n Ierse offisier wat ek dink hy was by West Point College in Amerika, as ek dit nie verkeerd het, en hy het letterlik reguit van daar af gekom na Suid-Afrika, opgedaag nog steeds in sy West Point uniform en ingeval saam met boere. So ons het, ek dink dit was so 600, 2 regimente van Ierse soldate. So ja, en as jy bietjie kom kuier in die Laagveld, sal jy sien daar's 'n redelike baie rooi koppe hierso. Al van Middelburg begin jy dit sien. Ja nee, lyk my julle ouens het nie afgetrek Hoëveld toe nie. Julle is te lief vir die muskiete daaronder in die Laagveld. Jy weet so, ons res het maar opgetrek. Ons trotseer maar die koue, maar ek trotseer net Transvaal se koue. As ek daarom na die Vrystaat toe gaan, daar word dit dan wragtig te koud vir my. So ek het simpatie met Johanle wat daarso in die Vrystaat gedeelte bly, en veral ou Erik hulle daarso wat in die Oos-Vrystaat bly, daar Bethlehem se wêreld. Ek was in die weermag daar. Dis baie kouer as wat 'n gewone mens dit wil hê dit moet wees. Ek verstaan van daai koue weer. Ek was op opleidingskampe daar naby Lady Grey in die berge, op die agterend van winter. So ja, dit was 'n bietjie ysig. Ek sien hier's 'n Christie de Chatillon. Ek weet nie, dit klink vir my baie Frans. Ekskuus as ek nou die ding verkeerd uitspreek. Ek was vir so 'n bietjie in die Kongo gewerk, maar my Frans is baie verroes. Ek kan nou net seker so 3 woorde onthou, maar ek sien dit is 'n nuwe gas hier by ons, so baie welkom. Maar Liam, ja, kom ons kom nou terug by die onderwerp. Jy sê jy gaan nou stap. En jy begin môreoggend begin jy nou vroeg stap. Jy begin, as ek reg verstaan, so met sonsopkom stap as die son nog nie te warm brand nie. Ja, ons gaan probeer ons gaan begin 5:00 en dan gaan ons sien vir die volgende 3 dae hoe gaan dit, en dalk sal ons begin vroeër loop op die ander dae, want ja, die somer piets ons lekker hier in die Laagveld. Dit was helse warm vandag, en teen 9:00 is dit al redelik warm. So al begin ons 5:00 loop, ons gaan nog 'n bietjie brand. En hierdie vel van my is ja, daai Ierse vel, jy weet. Wel, ten minste gaan niemand wonder of jy blank is nie. Jy weet, as ek my hemp uittrek, lyk ek so wit soos jy. So maar die res word darm 'n bietjie bruin in die Afrika son. Ja, maar ek gaan lyk soos 'n gebraaide kreef. Jy gaan lyk soos 'n skot by Magersfontein. Liam, maar jy vertel nou, okay, julle gaan nou stap, so as jy nou in die oggend 5:00 stap, dan neem ek aan julle gaan nou seker daarom nie oor die hitte van die dag stap nie. Julle doen seker dan 'n, kom ek sê, 'n oggendskof en 'n laatmiddagskof, of hoe beplan julle om die stap tog mee te maak? So ons doen hom soos met ons laaste staptog wat ons gedoen was, ons vroegoggend, en so ons loop net so 20-25 kilos per dag in die oggend, en kyk, as ons klaar is met dit is redelik tot laatoggend sal ons seker klaar wees met elke dag se loop, as dinge goed gaan, en dan kan ons rus vir die res van die dag. Dan bly ons uit die middagse hitte en kry genoeg rus vir die volgende dag, want ek het geleer met die laaste staptog, daar is net so ver wat 'n man kan loop in 'n dag voor sy voete voel asof hulle wil afval. Ja, ek is seker 'n paar manne wat hierso saam
saam kyk sal weet die manne wat vasbyt gestap het, maar daar het jy nou nie genade, het hulle nie genade met jou gehad nie. Jy kon nie kies wanneer jy wil stop nie. Jy moes moes maar aanhou stap en ek sien Chris Elers vra hierso, jy het gepraat van 'n opleidingskamp, maar hy sê jy lyk 'n bietjie jonk vir 'n opleidingskamp. So ek dink ons moet dan net dis nou nie 'n weermag opleidingskamp nie, neem ek aan, Liam. Wel, dis soort in lyn van dit, maar dis meer van die privaat sektor. So ek het 'n spesialiste opleiding gaan doen in die privaat sektor. Ek het 'n bietjie in private sekuriteit gewerk en ek is baie bevoorreg dat ek professionele opleiding vir die privaat sektor vir werk gekry van ou rakkies. Ek sien hierso Chris sê hy sê in Angola het hulle bruikvloed en babaolie gemeng en aangesmeer. Hy sê dit help vir die son. So daar's nou en ek is seker dan gaan jy daarom hier by 11 uur dan breek jy self en dan gaan jy nie meer kan verder loop as jy daai bruikvloed aan het nie. Maar Liam, kom jy sê nou okay, dan stap julle nou so en dan beplan jy, as ek nou reg verstaan het, julle beplan om so die 14de beplan jy om in Pretoria te wees. Ja, ons beplan met ons roete dat ons by die 14de in Pretoria sal aankom by die Voortrekker Monument. Hulle het al klaar bevestig, hulle gaan ons daar ontvang. Hulle is besig daai dag dan al met hulle geloftefees wat hulle doen elke jaar voor die geloftedag. So ons wil ook op daai dag 'n movie se groot optog deur Pretoria doen. Maar as jy nou praat van 'n groot optog in Pretoria en jy gaan nou met die vierkleur stap, dink jy nie daar's 'n paar Pretoriaaners wat benoud raak nie, want jy weet die laaste keer wat 'n Engelsman 'n vierkleur in die hand gehad het in Pretoria was Ryder Haggard toe hy die ding gestryk het en die Union Jack opgehuis het en die ouens het God Save the Queen in die strate gesing terwyl hulle die wa gesleep het. Ek neem aan jy gaan nie sulke triks trek nie. Wel, onthou net, ek is nie eintlik 'n Engelsman. My familie se eerste taal was eintlik altyd Gaelic. So ons is daar saam die span. Ons wapper hom vir die boere. Iemand moet die vlag wapper. Ja, maar kyk, daar's nie baie wat wil. Maar hoekom die keuse op die vierkleur? Hoekom stap jy met die of wag, kom ek gee so 'n trekkie terug. Jou stap tog en ek het nou hier 'n paar afdraaipaaie gevat en omdat ek nou geweet het ek nou nie noodwendig vir die kykers dit duidelik gemaak nie. Jy het gesê dit gaan maar oor bewusmaking om ouens op te roep vir geloftedag. Nou as jy kyk na die tydlyne in die geskiedenis, was geloftedag so bietjie voor die ontstaan van die ZAR. Wat is hoekom het julle spesifiek die vierkleur gekies? So dis oor die algemeen wyd aanvaar dat die vierkleur die amptelike simbool is van die boervolk, die amptelike kultuursbaken van die boervolk. En dis 'n vlag wat ons almal baie naby aan ons harte hou, maar ek het 'n surprise vir julle, okay? Die vierkleur is die hoofvlag. Ja, ons gaan met 'n baie groot vlag loop, ook as ons die optog te doen. Maar ons loop ook met die Vrystaat vlag, die Natalia vlag, as ook die Kaapse Rebellie vlag. So ons het eintlik nou ook die simbole van die 4 hoofsimbole van die verskillende gedeeltes van die land waar boere was. Die 3 boererepublieke en dan ook die obviously Kaapse Rebellie vlag wat die simbool was wat in die boereoorlog gebruik was deur die Kaapse rebelle van die boere. Ek wou nou net gevra het, ek wou gesê het as jy nou sê die vierkleur is die amptelike simbool, dan sal 'n klomp Vrystaaters nou met jou ewig verskil. Ek is ook maar lief vir my vierkleur. Jy kan sien daar bo my kop, my hang hier agter my, maar ek moet sê ek het hom by 'n Vrystaater gekry. En ek gaan nou nie die Vrystaatse vlag laat tweede viool speel nie. Maar dit is nou interessant. Jy praat nou van okay, so jy sonder nou amper die groot republieke uit en dan natuurlik
ekskuus, wat het jy gesê, gebruik julle die Vryburger vlag, die die een met die een met die oranje baan bo? Ja, die Vryburger of ook genoem die Kaapse Rebellievlag. Wat eintlik ek was in 'n debat met 'n lid van parlement onlangs waar sy vir my gesê het, ek weet nie van wat ek praat nie, dit is nie die boere rebellievlag. Ek sê vir haar nou as ek kyk, luister, gaan leer jou geskiedenis asseblief, tel op 'n boek. Ek wil net sê, Renier vra, hoor hy donkie in die agtergrond. Renier, ja, ekskuus, ek het hier ore op, so ek hoor hom nou nie, maar dit kan hierso, dis nou Jannie Smits. Ek het 2 donkies hier by my, en die een is Jannie Smits en die ander is Louis Botha, maar Louis Botha is nou weg, soos net Jannie Smits wat oorgebly. Maar ek kry nou al die donkie, jammer dat ek hom so gestraf het, maar jy weet nou net so, ja, ek dink jy hoor vir Jannie daar in die agtergrond, Renier. Liam, ja, ons het, jy weet, ek hou van vla, ek ken so 'n paar volksvla. Ekskuus, hierdie kamera van my is wil nie lekker saamwerk vanaand nie. Maar met die volksvla het julle, soos ek sê, jy sonder nou halfie 4 hoofprovinsies van die ou Suid-Afrika uit, maar wat interessant is, en daar's baie mooi vla, ons doen altyd by Parekraal Monument, doen ons 'n vlagvoorstelling en die Bittereinder Perrekommandos doen dit vir ons by Majuba met 'n baie klomp van die Boererepublieke. Ek dink die Boererepubliek vla spesifiek, en daar was party Boererepublieke wat dieselfde vlag gebruik het, so daar was meer republieke, maar ek dink, ek gaan nou vir jou jok, maar ek dink daar is iets soos 13 of 14 Boererepubliek vla, so ons is 'n volk wat regtig met vla het ons 'n ryke geskiedenis. Daar's pragtige vla, en unieke vla. Ek hou natuurlik van die Natalia vlag, alhoewel ek nou nie oorlief is vir die Natalers nie, dink ek hulle het 'n baie mooi vlag. En dan jy weet, ek hou ook natuurlik, jy weet, unieke vla is nou natuurlik daar Stelleland se vlag, jy weet, die Republiek van Stelleland met die ster, en ons het regtig, jy weet, jy kan amper 'n bus vol ouens kry om saam te stap, en elkeen kan met sy eie ou Republiek vlag stap. Ja, dis ek het al die vla gesien, die uitstalling van die vla met die Perrekommando. Hulle was by die Witkruis Monument. Soos jy weet, my laaste staptog was tot die Witkruis Monument. So daar is, as ek reg is, 11 boererepublieke, maar daar's ook die ander oorlogsvla wat hulle inbring en geskiedenisvla, soos die Engelse vlag is daar ongelukkig, die Franse vlag, die Nederlandse vlag, die Prinse vlag en ook die eerste Oranje Vrystaat vlag wat die een was met die kruithorings. So hulle stel uit 'n paar vlae daarso wat ek nie eers oor geweet het nie. So dis baie ryk geskiedenis, soos jy gesê het, met vla alleen wat ons het. Ja, nee, ek moet sê die Franse vlag is nou nie die Franse Republiek se vlag nie, is die Franse Hugenote vlag. En daai, jy weet, hy so geel en rooi, dis eintlik 'n pragtige vlag. Ja, dit kom maar basies waar dit vandaan kom, Liam, en jy sê nou die Engelse vlag, en ou Dok, nou sy naam ontgaan daar van die hy's ook daar van jou wêreld af, van die Bittereinder Perrekommando. Maar jy weet, jy sê nou jy hou nie van die Engelse vlag nie, en ek het nou 'n maat van my wat ook nie hou van die Union Jack nie, maar ons kan tog nie goed uit ons geskiedenis uit wegwens nie, weet, dit was deel van die geskiedenis. Die Engelse is daar, want die 1820 settlers was deel van die volk, hulle het naderhand geïntegreer geraak, jy weet, en so ons, jy weet, hulle was nie almal slegte ouens nie, hulle het nie almal aan die Engelse kant geveg nie, jy weet, so dis deel van die geskiedenis, en dan die res van die stamlande, baie van die vlaas nou die stamlande, die ou Duitse vlag, of die Pruisiese vlag, wat dan nou die wit het in plaas van die geel, daar is 'n bietjie geskiedenis daarin ook, maar ja, ek dink ons het 'n ryke geskiedenis, en natuurlik een van die vla wat ek persoonlik van hou, en hy het nou so 10 jaar terug, was hy baie gebruik, en ek is lief om hom, waar ek
woonwa staan maak of my tent opslaan of weer 'n rebellievlag te wapper. Jy weet ek dink daar's 'n bietjie rebelliebloed wat deur ons almal se are loop en die rebellievlag is natuurlik ook 'n baie unieke vlag. Ja, dis alles mooi en ja, soos jy gesê het met ons geskiedenis, ons kan nooit dit wegsmeer. Die Engelse was deel van ons geskiedenis en kyk, soos jy sê, hulle was nie almal sleg nie. Dit was net die Britse Ryk wat ons verkeerd gedoen het, maar daar was baie Britse mense en tog tot vandag daar is baie Britse mense wat ons ondersteun en as jy dink oor die Rhodesians wat ons groot vriende is wat nou tussen ons bly. Hulle is meestal almal van Britse afsprong. Ja, maar en hulle het amper heeltemal integreer. Maar Liam, ek dink ons moet nie daai lyne so fyn trek tussen Engels en Afrikaans nie, want jy weet ons vat dit, ou kan dit nou vat, ou my donkie buite se naamgenoot ou Jannie Smits en nou Louis Botha was twee groot generaals tydens die Tweede Vryheidsoorlog en hulle het Queen onderdane uit en uit geword na die jy weet na die vredesluiting. Daar was nie meer of ouens wat sommer meer die Britse Queen se voete gaan soen het as juist die twee nie. So jy weet dit is nie noodwendig 'n Engelse Afrikaanse ding nie. Jy weet dit is 'n hartsding. Dit hang af wat in jou hart aangaan en jou beginsels. Ek dink nie daai lyne is heeltemal net plainweg Afrikaans en Engels nie. Ja, nee, ek dink dis waar want kyk, ek het al vele gesprekke gehad met oom Colleen Serfontein oor hierdie en jy weet hy praat van die boer en Afrikaner ding en ek sien dit asof okay, boer dis 'n ding van nie net soos kultuur maar soos kultuur, prinsipe, geskiedenis deel wees en trots wees in die land. Dit is wat dit is om 'n boer te wees. En ja, my Afrikaans is 'n bietjie gebreklik, maar ek praat Afrikaans en dan spreek ek ook Nederlands wat baie min van ons boere nog kan praat. Ja, dis waar. Ek moet sê ek kan Nederlands lees, maar ek praat dit nie so vlot nie. Ek sal dit kan lees, maar ek sukkel 'n bietjie om dit te lees, maar jy sien ek kom uit 'n generasie waar ons ek weet nou in die ruwe Suid-Afrika gebeur dit nou nie meer nie, maar ons het destyds, nou gee ek dalk my ouderdom weg, het ons op skool het ons as Afrikaans het ons voorgeskrewe Nederlandse boeke gehad. Ek onthou die boek wat nogal 'n groot indruk op my gemaak het was Koning van Kantoren. En ja, gaan lees gerus daar stuk jeugwerk is nogal 'n lekker grappige verhaal, die Koning van Kantoren. Ek dink daar was 'n radiodrama op 'n stadium ook oor dit gewees of ten minste 'n voorlesing gewees, Afrikaanse voorlesing. Maar ja, dit is baie interessant dat dis nou iets wat nie meer gebeur in ons skole nie. Ek dink dit is 'n gedeelte van ons erfenis wat ons met dalk terugbring want dis eintlik baie goed as ons meer as 2 tale kan praat in ons land. Ek dink soos my sussie was in La Rochelle, 'n meisieskool in Parel. En hulle het Frans en Duits gehad as opsionele derde tale. So sy het Duits gevat. So in ons familie praat ons Duits, baie van ons, my ma praat ook Duits, Nederlands, en daar's 1 of 2 van die ouer gardes wat nog Gaelic kan praat of verstaan ten minste. Maar ek dink Gallies is nou juis is dit nie 'n taal wat amper aan die uitsterf besig is nie, selfs in Europa. Ek dink nie daar's verskriklik baie meer wat Gallies praat nie. Ek dink die meeste van hulle het nou maar vir Engels of sit ek nou die pot mis? Nie eintlik nie. Eintlik daar's 'n bietjie van sorry vir die Engels, cultural revival. Tussen die ou Gallies areas soos in Wallis en leer hulle nog steeds en hulle praat Wals. In Skotland
praat die Scots nog steeds Scottish Gaelic. En in Ierland is hulle ook nog besig in hulle skole leer die kinders. So hulle begin dit weer in te bring want dis gedeelte van hulle identiteit wat hulle besig is om te verloor. En dis soos as ek teruggaan na ek self wat Nederlands geleer het. Ek het Nederlands geleer om eintlik my Afrikaans te verbeter want my boetie sê altyd vir my, jy moet weet van waar af jy kom om te weet waarheen jy gaan. En ek sien hoe ons Afrikaanse taal stadig maar seker gebaster word met al die anglosisme wat hulle insit in die taal. Dis nie reg nie. Ons moet dit beskerm. Ja. Dis deel van ons erfenis. Vir al hierdie voorstedelike vrouens, nou gaan 'n paar vrouens kwaad raak vir my, maar kyk, hulle praat dan 'n verskriklike baster Engels, maar om terug Afrikaans bedoel ek, as ek nou terugkom, jy praat nou van Gallies, ek moet nou sê een ding wat ek my voortande sal wil gee en is om op Cardiff Arms Park, ek dink sy naam is nou verander, ek dink nie dit is meer sy naam nie, ek dink die stadion het nou 'n nuwe naam, maar om daar te wees vir 'n rugbywedstryd waar Walle speel teen maak nie saak wie nie, en daai stadion sing Land of Your Fathers, jy weet, dit is vir my 'n hoendervleis oomblik. Ek dink dit is vir my een van die mooiste volksliedere, jy weet, in die wêreld. Jy weet, as die ding, ek kyk rugby net om daai gedeelte te kyk. En as my TV gewoonlik kliphard as daai Walliese mannekoor of die stadion Land of Your Fathers sing. Dit is vir my regtig 'n treffende oomblik. Jy weet, en dit is tog mooi as iemand lief is vir hulle kultuur en nie bang is om hulle kultuur uit te leef nie. Ja, ek dink ons benodig so gees tussen ons boervolk. Ons moet trots wees in wie ons is en ons identiteit. En soos ek het ook 'n bietjie gedink vandag. Daar's baie van ons mense wat kommentaar wil lewe oor see se lande en mense wat sê ek's pro Oekraïne, ek's pro Israel. Maar hoekom is jy nie pro boer nie? Hoekom is jy nie pro boer nie? Hoekom behou jy nie jou eie volk se geskiedenis en belange? Ek moet nou, ek dink jy's nogal reg, jy weet, en ek dink ons het baie verstomp en baie, ek mag nou nie daai woord hier sê nie, want anders gaan YouTube ons afsit, maar, ja, kom ek vat 'n ander afdraaipaadjie voor ek myself nou daardie verkeerde ding sê, maar ek sê nou, daar's 'n hoendervleis oomblik om Land of Your Fathers op Cardiff Arms Park te hoor, maar een van die onvergeetlike oomblikke van my lewe was, ek was 'n jong man gewees. Ek het net klaar, ek dink ek het die Vrydag uitgeklaar uit die weermag uit en die Saterdag was die tweede toets teen die Franse op Ellis Park gewees. En 'n vriend van my het toe kaartjies. Nou kyk, as jy nou net klaar is met die weermag en jy kry rugby kaartjies, was dit 'n groot ding, maar op daai stadium was daar nie, weet, hulle het niks gespeel. Hulle speel die ander ouens se volkslied, hulle het die Franse volkslied gespeel en dan het daar niks gebeur met die Suid-Afrikaanse volkslied nie, want jy weet, hulle was tog te bang hulle trap op iemand se tone. En terwyl hulle so niemand regtig weet wat gebeur en toe staan daar ouens op aan een kant van die paviljoen en hulle begin die stem sing. En teen die einde wat hulle die stem sing, toe is die hele stadion op hulle voete en die ouens sing sonder musiek, sonder enige iemand sing uit hulle eie uit die stem. Jy weet jy hoe klink dit as 74,000 mense die stem sing uit volle bors, uit oortuiging. Jy weet, dit was dan wragtige hoendervleis oomblik. Dit is iets waarvan ek baie hou, soos elke keer as selfs by nou normale rugby toneel in Suid-Afrika nou en so. As ons die volkslied sing, dan hoor jy met die stemgedeelte hoe sing almal volle bors. Daar's nog steeds die trotsheid vir ons boere erfenis daarso met die sing van die stem. Net daai klein gedeeltetjie, hoor jy die verskil. Ja, Liam, maar ek het nou gewonder, daai ouens wat nou saam met my gesing het, daarso daai dag op
op Ellis Park. Hoeveel van hulle sing nou Oom Kosie? Jy weet, en dan is die nuwe ding, ons het daai tyd geleer, toe ek nou soldaat was, het jy op aandag gestaan ordentlik. Deesdae is die nuwe ding mos, jy sit jou hand op die bors. Ek is seker hulle wil daai Blerrie Springbok se ore toedruk dat hy nie kan hoor as hulle Oom Kosie sing nie. Ek weet nie hoekom doen hulle daai nie, maar pragtig. Ek het 'n dingie in my huis. As hulle begin Oom Kosie sing, dan sit ek my TV af. Party ouens wat die eerste keer by my kom verstaan nie, hulle dink my TV is gebreek. Tot hulle die Oom Kosie gedeelte klaar gesing het, dan sal ek my TV se klank weer afsit. So daar of aansit, daar gee ek ook nou 'n deeltjie van hier in my innerlike huis weg. Eintlik, jy weet, uit protes toe ek nog in skool was. En yes, ek kan nie onthou wie ek was. Ek dink ek was so graad 6, so 13 op die tyd. Meeste van die Afrikaans kinders het geweier om die eerste gedeelte van die land se volkslied te sing. Ek dink die stem. Ek dink nie ons moet daai dinge volkslied noem nie. Ek dink is 'n landslied. Ons kan dit seker 'n landslied noem. Maar jy weet of 'n nasielied of wat hulle wat doen, maar daar's 'n onderskeid tussen 'n volk en 'n nasie. Ek sal nou soos Oom Kolyn nou oor boer en Afrikaner het ek 'n ding oor volk en nasie. Die goed is twee verskillende goed. Ek sien hierso vra iemand Leem, hulle vra waar slaap jy langs die pad as jy nou gaan stap? So ons het verblyf by verskillende mense, by gastehuise, by plase saam boere. Ons is regtig geseën. Die enigste plek waar ons nog verblyf benodig vir 2 dae is rondom Bronkhorstspruit area. So as jy enige kykers is van Bronkhorstspruit, asseblief mense, ons dis die enigste plek waar ons sukkel vir een of ander rede. Ja. Maar die res van die pad, ons het slaapplek oral saam boere, by gastehuise. Dis fantasties. Soos met ons laaste staptog was als vir ons versorg wat ons benodig het. Ja nee, dis wonderlik. Ja, ons hoop as iemand luister, laat hulle jou kan kontak. Daar iemand wat 'n oorstaanplekjie het daar in Bronkhorstspruit se wêreld. Ek weet nou nie, ja, ek dink Bronkhorstspruit, Kleinfontein is nou nie oor ver af nie, maar as ou moet stap dan is dit seker 'n bietjie eentjie van daar af, dan maak dit seker 'n redelike verskil. Ja, nee. Leem, maar jy het gesê julle stap nou en dis bewusmaking, en ja, ek het nou, soos ek sê, nou voorheen geluister na ander onderhoude en wat jy gesê het, maar dis bewusmaking basies om die volk op te roep na geloftedag toe. Wat is dit die oogmerk agter die stap, juis die tyd van die jaar, en dan natuurlik wat eindig by die monument. Ja, kyk, vir hierdie een natuurlik fokus ons baie op geloftedag. Maar dis nie waar dit eindig nie. Dit is die begin, ja. Geloftedag is net een dag in die jaar. Maar daar is ander dae waar ons moet uitkom. En eintlik moet ons op 'n daaglikse basis daar uitkom en deel wees van ons kultuuraktiwiteite. Daar is altyd 'n geleentheid om jou vla te water. Nie net op geloftedag alleen. As hy Leem, ja, dan wil ek nou sommer vir jou uitnooi. Jy moet kyk, ek het nou nie vir jou nog op Majuba gesien nie. Was jy al op Majuba? Ek wou by Majuba gewees het hierdie jaar, maar toe was ek dodelik siek, eintlik amper in die hospitaal daai week. Dit was 'n baie hartseer ding vir my. Ek bel vir Fransjo, ek sê Franas, ek gaan dit mis. Ongelukkig. Maar volgende jaar as ek by Majuba. Ons wou 'n staptog gedoen het van Pretoria na Majuba toe, maar gedurende daai tyd is dit een van my pelle se troue. So ek kan glad nie dit mis nie. Ek sal by Majuba wees, maar ons gaan nie die staptog doen. Dalk volgende jaar doen ons 'n staptog van Pretoria na Majuba. Kyk, as iemand op Majuba dag of daar rondom trou, dan is dit sy eie swak beplanning. Jy moet nie dat dit op jou, jy moet vir hom sê om sy troue uitstel.
Hy beplan sy troue vir 2 jaar al. Ek kan dit nie. Kan glad nie dit mis. En dis in die Kaap. Gats, dan moet jy nog kolonie toe ook af. Ja, wel ek gaan na weer Desember. My ouers bly daaronder. Ja nee, ek kom in die kolonie onder dwang. Anders is ek maar in Transvaal. Partykeer gaan ek daarom Vrystaat toe en selde dan sal ek die roete nou oorsteek na die kolonie toe. Maar dan sit ook maar net, jy weet, net so oor die Groot Rivier of daar in die Noord-Kaap. Ek weet nie, die Kaapstad se bietjie pink vir my. Ek is nie baie lief vir die Kaap nie. Ja, hy's soos ek vir my een vriend gesê het toe ek hier toe getrek het. Die Kaap is 'n bietjie te liberaal vir my. En sy woorde aan my is, hy sê Cape Town is the California of South Africa. En die Laagveld en selfs Noordwes is soos en ook die Vrystaat. Dis of sê maar die res van die noorde is soos die Texas van Suid-Afrika. Ja, ek moet nou sê ons is nie Noordwes nie, is Wes-Transvaal. Ek bly hier op die randjie van Sentraal Transvaal en Wes-Transvaal. Wes-Transvaal is net so 'n paar kilos, dan begin Wes-Transvaal nie van my af, maar Noordwes is 'n ding wat die nuwe Suid-Afrika uitgedink het toe hulle deel van die kolonie daar van Wes-Transvaal bymekaar gevoeg het. Toe was dit nou basies die ou Wes-Transvaal en 'n klein stukkie van die Noord-Kaap, toe Noordwes hulle nou. Maar dis soos 'n kind wat nie weet wat hy is nie maar dit is grootliks Wes-Transvaal, so hy sal maar Wes-Transvaal bly. Gewoonlik noem ek hulle by hulle oorspronklike name. Noord-Transvaal, Sentraal-Transvaal, Wes-Transvaal, Oos-Transvaal. So ja. Ek het nou interessante dinge, ekskuus man, ek het nou voor die tyd het ek 'n bietjie gaan loer, ek het nou al 'n bietjie gesien van jou doen en late, maar toe het ek nou 'n bietjie gaan rondgrawe om te kyk. Nou sien ek toe ek nou prente vir jou soek vir 'n voorblad vir my program, toe kom ek nou af op 'n, moet ek nou eers kyk, as ek nou Liam Muis sien, dan sien ek daar 'n ou van oor die water, maar nou sien ek, jy sê, ek sal dit nou maar in Engels sê, dit sê Liam R. May. Nou waarvoor staan die R in? Hoekom sit jy die R in? So die R is van Richard. Richard is ons familienaam. Dit stam van Ierland af, van my pa se kant van die familie. So my pa is ook Richard May. Sy voornaam begin ook met 'n L. En my oupa was ook 'n Richard May en sy eerste naam was ook met 'n L. So 'n LRM is maar dis nou 3 generasies van wat ek weet in Suid-Afrika. Ek weet nie van hoe ver terug, maar dis die familienaam en dit stam reguit uit Ierland uit. Jy weet maar verskoon my maar vir my is dit 'n bietjie 'n Engelse ding, jy weet maar want ons boere het ook nou nie, ons boere het ook baie name, jy weet ons daar's min, die nuwe generasie het hulle nou net een naam of so, maar jy weet baie van ons het kyk, in ons familie is die Jakobs en die Jakobusse verskriklik baie nou, jy weet my volle doopnaam is nou Jakobus, jy weet ek is Jakobus Alwyn, maar as ek nou skryf sê ek nie J Alwyn nie, jy weet, is dit nie 'n Engelse geit nie? Ek weet nie, dis net vir my was dit altyd 'n gewoonte, want ek wil my voorvaders eer, so ek is baie trots op my familienaam, soos hoekom moet ek net Liam May wees as ek Liam Richard May kan wees. En dis soos iemand wat soos hierdie lang boerenaam soos Jakobus, Johannes, Petrus, Susanna, wat ook al, jy weet die name gaan aan. In 'n formele sitting sal ek eerder my volnaam wil gebruik, maar mense kan my Liam noem, hulle kan my Soutie noem, hulle kan my wat ook al doen. Jy weet
Maar ja, dis net uit respek in 'n formele sitting gebruik ek my volle familienaam, want dis my pa se naam, dis my oupa se naam, dis my voorvader se naam. Weet, Ek sien hier Johan van der Sand sê, hy sê dis iets om op trots te wees. Ek sien 16de Johannes Jacobus Cornelius in my stamlyn, dalk die laaste. En jy twee van daai name van hom genoem jy. ek sien met boerename is soos Johan en Johannes en Jacobus, dis maar baie bekende name, dis baie mense met dit. En dis nou 'n tendens wat ek nou 'n bietjie 'n klippie in my skoen het en nou gaan die tannies ook weer kwaad raak vir my, maar die nuwe ding is, kyk, gewoonlik die tannies wat die slegste kan spel, dink die vreemdste name vir hulle kinders uit. Jy weet, hulle wil ons nou nie meer stamname gee nie, en dan dink hulle hierdie name by, wat iemand wat regtig kan spel, gaan nooit daai naam kan spel nie. Jy moet dan regtig disleksies wees om glad nie kan spel nie, voor jy daai arme mense naam kan spel. Jy weet, dit is vir my darem 'n volksvreemde gedoente wat hier die kop uitsteek. Ja, soos my pa se naam is 'n misgespel. Eintlik ek dink was vir my oupa so ek gedink hy snaaks, so hy het my pa se naam verskillend gespel as normaal. So my pa se naam is Lance, maar dis as jy dit lees, is dit soos in Luan in die CE, Luans of iets soos dit. So 'n bietjie Afrikaans, maar verskillende spellings. So ja, die as baie keer verskillende spellings van die naam, jy hoor dit uitgespreek soos 'n normale naam, en dan lees jy dit en jy kyk dan, jy sê, wat? Wie het dit geskryf? Wie het dit opgedink? Maar Liam, nou 'n bietjie, ek gaan nou 'n bietjie persoonlik raak. Vir my 'n bietjie interessant. Ekskuus, hierso ja, vir die ouens wat nou wonder wat is dit? Dit is nou Boerie, my Engelse hond wat nou hier onder die tafel saam wil gesels. Maar ek kon nie, die ding het hier met 'n Engelse naam aangekom, maar Engelse naam deeg by my nie, so hy was eers Bullet of iets, toe hy maar Boerie geword, toe hy nou hier sy intrek by my geneem het. Maar ek sien nou op jou profielfoto, of nou nie profielfoto nie, een van die foto's wat ek raak gesien het van jou op Bakkiesblad, en juist die een wat ek gebruik het nou vir die program is 'n voorblad. Draai jy 'n kruis om jou nek, maar die kruis lyk so 'n bietjie anders as wat ons gewoond is. Ja, kom ek haal hom gou en dan wys ek vir jou. Kom ons gee net so 'n kans daarso. Dit was nou vir my interessant. Dit is nou nie iets wat ek aldag sien nie. Dit is nou nie ons gewone kruise nie. Ek sien die ding het al so ekstra armpie by. So soos jy dalk opgetel het ek ook hierso agter in my kantoor oorfone man. So ek sal eers begin met die kruis. So die kruis hierso dis die Russiese ortodokse kruis. So ek het eintlik in my lewe was ek gebore 'n protestant Christen. En soos almal weet, dis geen geheim dat die moderne kerke is besig om verkeerde rigting af te gaan met hierdie wokeness en liberalisme en alles. So ek was 'n bietjie gatvol van die kerk. En vir 'n lang tyd was ek verlore met my geloof en alles. En lang storie kort, toe vind ek naas vir amper 10 jaar van geen geloof, vind ek die ortodokse kerk en daar voel ek tuis. En so besluit ek wil 'n ortodokse Christen word. Ek is nog nie in die kerk gedoop nie, maar ek's nou besig om dinge te leer van die kerk. Ek woon by soveel soos ek kan. Dis 'n bietjie ver vir my. Daar's geen ortodokse kerk in Nelspruit, so die naaste is Pretoria.
Maar dit is vir my 'n bietjie volksvreemd. Hoe het jy by die Russiese kerk opgeëindig? So ja, dis ek weet nie eintlik. Ek het altyd geweet van die Russiese Ortodokse Kerk. En vir my was ek het gesoek vir 'n lang tyd vir die oorspronklike kerk, die oudste vorm van Christendom. Ek het vir 'n tyd gedink die Joodse rigting is die regte rigting, toe leer ek nee, daai Jode is vuil. Nee. Die Joodse rigting is glad en enige Christen wat die Jode ondersteun, jy moet 'n bietjie die Talmud gaan lees. As jy daai lees, sal jy nie hulle ondersteun. Maar ek was altyd as 'n Iersfamilie, Iers protestante, was ons altyd teen die Katolieke. Soos nie almal ken die geskiedenis. So ek het rondgekyk en toe vind ek die Ortodokse Kerk en ek gesien die geskiedenis van die kerk. Dus die kerk is soos dit was van toe dit gevorm was deur die apostels. Daar niks het verander. So dis die oudste en die mees oorspronklikste Christelike kerk. Maar is dit nie daai ouens trek ook mos soos die Rooms-Katolieke Kerk, daai dominees of priesters, ek dink hulle noem dit priesters, hulle trek ook mos daai kabouterkleertjies aan en hulle het ook mos snaakse maniertjies. Ja, kyk, die ding is onthou in die begin, was dit een kerk vir die hele Romeinse Ryk. Die oorspronklike Holy Catholic Apostolic Kerk. En toe het hulle die Great Schism gehad, die split van Ooste en Weste, en Rome het besluit, nee, hulle wil 'n hele klomp dinge verander, soos Papal Supremacy, hulle die Pope wat nou enigiets kan verander as hy wil. En in die Ooste het die manne van wat nou die Orthodox geword het gesê, ons gaan niks verander, want dit is hoe die kerk gevorm was, so ons verander niks en hulle hou dit dieselfde. So hulle stam van dieselfde plek af, maar is net die Katolieke het besluit om dinge te verander en dis waar die skei gekom het. Ja, ek is maar protestant en ek het, soos ek vroeër gesê het, die rebelliebloed wat dik loop in my are. Jy weet, as ons maar 'n protesterende ouens, so daar was 'n klomp dinge. Maar ek gaan nou nie met jou stry oor die ek gaan met jou saamstem dat ons nie so oorlief is vir die Katolieke nie, maar ek weet nou te min van die Russiese Ortodokse Kerk. Ek het nou maar net soos ek sê, ek het al gesien daai ouetjies trek snaaks aan, jy weet daai klomp priesters as hulle daar loop en dit lyk vir my te veel rooms toe, jy weet, so ek het nou nie verskriklik vat aan hierdie ouens nie, maar het julle ook nie nou daar so 'n hoof en doena, jy weet, soos die Katolieke die paus het nie, het julle nie so 'n ouetjie daar by die Ortodokse kerkie, hoe werk dit? Want ek ken nie Russies Ortodoks nie, maar ek het al met die Grieks Ortodoks so bietjie te doen gehad. Nou nie gekerk nie, maar jy weet daar werk gedoen en 'n bietjie die ouens van afstand af gekyk. So elke land het hulle eie bishops en dan het jy jou patriarch. Jou patriarch is jou hoofbishop. En dit is glad nie dieselfde as 'n pope nie. Soos in die Rooms-Katoliek, die pope, as hy daar op daai hoofstoel sit, kan hy enige iets in die geloof verander. Met die Ortodokse Kerk moet al die patriarke en die bishops van elke liewe land saamstem. En dink jy Oos-Europa stem baie saam, soos kyk na die Balkans byvoorbeeld. Sal hulle saam sit en enige iets verander? Nee, en dis die mooi ding van dit. Niemand kan inkom en die geloof baster. Dis hoekom hulle nooit 'n reformatie beleef het soos die Katolieke, want daar was geen rede vir 'n reformation. Sorry vir die Engels, maar soos met die Katolieke, hulle hoofou kan enigiets verander op enige tyd, so dis 'n recipe for disaster.
as jy dit so kan stel. Nou interessant, watse Bybelvertaling gebruik julle in die kerk? So ons het soos basies die direk oorspronklike Griekse Bybel wat daai ander boeke nog het wat die Katolieke uitgehaal het. So ons het die ander 13 ekstra, ek dink is 13 boeke. Ja, So ons ek moet sê daar's baie Katolieke kerke wat ook van die apokriewe boeke in het, so dit is ja. En daar's ook protestante kerke wat van die apogriewe terug ingebring het. Ek dink dit was Martin Luther wat ook iets gesê het van ek is nie eintlik baie seker, maar ja, daar is van die protestante kerke wat die apogriewe terug ingebring het. Nee, dis nou net vir my, ekskuus, is nou interessant. Ek het nou die kruis gesien en dit is nou iets wat ek nie geken het nie. Daarom vra ek nou die vraag. Dis vir my interessant. Nou vertel vir my Liam, ons staan nou hier op die vooraand van Geloftedag. Ons het nou juis hier in Kreeusdorp begin ons gelofte program op die 1 Desember wat nou Sondag sal wees hierdie jaar. En dan het ons hier op 'n kop hierso in Kreeusdorp se rigting het ons 5 uur die oggend het ons 'n boekevat en die ding met sy oorsprong van die herdenking, die 100-jarige herdenking van die groot trek, toe die ouens juis op pad was na daar was mos 2 klomp waans. Party was op pad Voortrekker Monument toe en die ander Bloedrivier toe. Nou die wa wat hier by ons was, het daaroor gestaan op die kop. Hulle noem nou die plek Pretorius Kraal en as jy daar sal jy sien die klippe maak so half so amper 'n natuurlike kraal waar hulle die osse en die goed nou gehou het en toe het hulle nou die oggend 5 uur boeke gevat voor hulle dan nou weer die waans ingespan het. Hulle het so by elke dorp 'n ding aangehaat en van toe af het ons die 1 Desember 5 uur oggend boeke vat daar op die kop. Maar so met jou bewusmaking en jou stap tog vir bewusmaking van Geloftedag, wat beteken Geloftedag vir jou? Vir my is die betekenis vir my is dat God saam ons volk was. En dat as ons terugdraai na God, sal hy weer saam met ons wees. Kyk, as jy kyk na die omstandighede, daar was geen kans vir ons daarso om te oorleef. Maar daar's dinge by Bloedrivier wat die mense van vergeet, soos die plek waar hulle ingetrek het met die ossewaans. Die rivier, daai groot donga, die mis wat geval het in die oggend en die feit dat die kruit van die wapens nog nie eers nat geword het nie en gewerk het. En dan daar was ook die ander wat in Engels noem hulle 'n mirage wat oor die heuwels wat gelyk het asof daar soldate aangekom het. En party mense sê dit was engele wat verskyn het. En die selfs baie van die Zulus het gesterwe in die hande van hulle eie mense, soos hoe hulle gevlug het van die slag. So daai gebeure is definitief van die hand van God. So dis iets wat ons kyk na die slag van Bloedrivier en ons leer in skool hierdie afgekorte ding, maar ons leer nie van die geloofsgedeelte. Hierdie dinge wat daar gebeur het. Waar God sy hand ingebring het vir ons volk. En iemand het vir my iets gesê die ander dag. Hy sê lande wat hulle draai op God val. Lande wat sterk is met God staan sterk. En as ons sien nou die omstandighede wat ons nou in belewe as boervolk, wat het verkeerd gegaan? Ons leiers het hulle op God gedraai. So met geloftefees, geloftedag, moet ons onthou, die Skepper se hand was daar besig met ons. Ja, ek dink jy het nou
ek dink jy het vir my 'n belangrike ding gesê en ek dink baie mense kyk dit mis. Ek dink die groot ding van geloftedag is eerstens, soos jy gesê het, is 'n geloofsaak. Buiten dat dit 'n volkssaak was, maar dit moet op die agtergrond geskuif word. Die boere het nie gewen omdat hulle so mooi en so oulik en so sterk of wat ook al was nie. Dit was alles genade, soos jy sê, daar's klomp ander goed wat ook gebeur het die dag wat alles, soos jy sê, as jy moet dan wraggies moet iets fout met jou wees as jy nie God se hand kan insien in al die goed wat gebeur het. Daar's 'n klomp goed. Die Zulus het nie opgetree soos wat hulle gewoonlik opgetree het in 'n geveg nie. Die kanon wat die prins raak geskiet. Daar's net, jy weet, ou kan nie al daai goed aan toeval toeskryf nie. So ek dink ons mense moet onthou en deel van die gelofte was dat ons God die eer sal gee. En ek het so 'n bietjie 'n klippie in die skoen by baie ouens wat wil vertel hoe mooi en oulik ons volk is. En dit is as gevolg van ons. Ek dink ons moet besef, dis alles genade van God. Dit is iets wat ons gekry het verniet omdat God so groot is. En omdat God om oor ons ontferm het. Jy weet, en ons moet daagliks ook so lewe, dat ons kan dankbaar wees vir God, maar ook dan kom die tweede sy daarby. Omdat God ons as volk bewaar het, en dis omtrent by Bloedrivier, ek dink as Bloedrivier anders verloop het, was hy dalk nie 'n volk meer aan die suidpunt van Afrika. Jy weet, 'n Afrikaner volk of boerevolk, noem hulle wat jy wil, hier aan die suidpunt van Afrika nie. Maar omdat God ons as 'n volk bewaar het, moet ons trots volk wees. En moet ons trots wees op ons kultuur, en ons moet trots wees op dit, hoe God ons gemaak het. So, ek dink 'n ou moet daai onderskeid tref. Jy weet, eerstens oor God, maar dan die res. Ja, nee, God moet altyd, die Here moet altyd die nommer 1 wees. Die drie heilige God is nommer 1 in ons lewe. En een van my vriende, hy wil eendag 'n priester wees in die ortodokse kerk, en hy sê vir my, hy sê in alles wat hy doen in sy lewe, God is nommer 1. En dan die mees belangrikste ander ding is nommer 2. Maar ons lewe in 'n lewe waar ons so selfsugtig is. Sê kyk, so tussen ons eie volk. Hoeveel keer het ons al beleef waar ons volk in die rug gesteek is deur ons eie volksgenote? En ja, Siener het gesê, dit sal gebeur, die grootste verraad kom vanuit ons eie mense. Maar daai is mense wat hulle rug gedraai het op God, en vergeet wie hulle is. Nee, dis nogal waar woorde. Ekskuus, ek met so die kommentaar is nou redelik besig, nou probeer ek die kommentaar so tussendeur op met die een oog. Sien, wie sê wat is daar gesê, wie wil wat vra? Nee, ek moet sê, dit is almal, ek gaan nou nie alles hier lees nie, ek sien ons tyd hardloop uit, maar dit is, Liam, jy kan gerus na die tyd die kommentare gaan lees, daar, dit is, weet, dis positiewe kommentaar, ja, soos ek sê, ek kan nou eintlik, as ons nou aangegaan het, kan ek nog 'n uur gesels oor die kommentare hierso, maar ongelukkig het ons tyd uitgehardloop. Ek weet die manne daar by Boer Media het 'n ander program wat ook lewendig uitgesaai word. Maar Liam, ek wil vir jou baie dankie sê dat jy vanaand saamgesels het, en dan moet jy môre vroeg opstaan en mag jou stap tog geseënd wees. En ek weet, behalwe vir 'n volksgevoel, mag die mense by jou aansluit, en mag jy seën ervaar op hierdie reis van jou, en mag jy daar waar jy stap, mag jy God ervaar. Ek dink nie ek kan 'n groter wens vir iemand gee as juist dit nie. Baie dankie. As hy dan sit hier aan my kant soos ouer gewoonte, alles van die beeste en groente op die plaas.